Dis maandagoggend, bakkie boodskap, saam met Frik Weideman. Mense, goeiemôre, dis weer eens 'n groot voorreg om met jou te kan gesels op hierdie pragtige dag. Ek wil met jou vandag my laaste boodskap gee oor finansies. Maar voor ek daarby kom, wil ek net kom dankie sê. Dankie vir die vele oproepe en die baie boodskappe wat ons ontvang het van mense, waar mense ons genader het oor hulle persoonlike finansies. En die voorreg wat ons gehad het, om te kon adviseer, om te kon herstruktureer in terme van hulle begrotings. Dit was 'n groot voorreg gewees. En my gebed vir jou, wat ingeskakel is vandag, is dat Vader jou sal seën in jou finansies. Dat jou finansies in lyn sal kom met dit wat Vader vir jou instoor het, en dit wat hy vir jou beplan. En dat goedheid en guns jou lewe sal agtervolg. Maar op hierdie pragtige maandagmôre wil ek met jou gesels oor die gevare van rykdom. En die rede daarvoor is dat ek praat met baie mense. En dan sê hulle vir my, maar ek wil ryk wees. Ek wil genoeg geld hê. Ek wil onafhanklik wees. Ek wil daarom oor hê as al my skuld betaal is en ek wil voorsien wees in my toekoms. Is dit verkeerd? Dan sê ek, dis nie verkeerd nie, maar kom ek gee ook vir jou die gevare van rykdom. En min mense praat hieroor, maar ek moet met jou daaroor praat vandag, want dis belangrik. Nommer 1. Geld het voordele in mense se lewens, maar daar's ook nadele. En ek wil vandag net praat oor 'n paar nadele in terme van rykdom. Nommer 1. Ons vergeet wie is Elohim. Ons vergeet hy is die bron van ons lewe. Hy is die bron van ons bestaan. Dis hoekom ek elke dag is my gebed, Abba, ek verklaar vandag my afhanklikheid by U. Want ons vergeet so maklik as al die skuld betaal is. Alles is reg, daar's genoeg kos, daar's genoeg geld in die bank, die kar is vol petrol of diesel, die kar is klaar betaal, alles is gedoen en daar's oor. Dan neem ons gebedslewe af, dis so. En ons tyd wat ons met Vader spandeer, word minder. En dis wat gebeur. En dis hoekom Moses met die volk gepraat het in die boek van Deuteronomium. En hy sê vir hulle ouens, julle moenie vergeet wie het julle gebring tot hier nie. Wie het aan julle voorsien? Wie het julle genees? Julle moenie vergeet wie is die bron van die lewe nie. Die heel eerste gevaarpunt, ons vergeet wie is hy. En gaan toets dit aan jou eie lewe. Wanneer jy in 'n seisoen kom waar dit met jou goed gaan en jy's finansiëel voorstrewend, mense, dan vergeet ons wie is Elohim. Jou gebedslewe neem af. Pas op, dis 'n gevaarpunt. Die tweede belangrike gevaar is wanneer mense geld het. Hulle kry ego. Hulle dink hulle is beter as ander. Hulle kyk neer op ander mense. En hulle meet hulle rykdom aan die netto waarde van hulle bates en laste. Met ander woorde, die netto waarde bepaal wie hulle is. Dis 'n verkeerde sienswyse. Jou gesindheid, jou karakter, jou woorde, die geur wat jy agterlaat by mense, jou gesindheid, hoe jy funksioneer in hierdie wêreld. Mense, dis rykdom. Dis wat ek en jy nalaat. Dis die legacy wat ek en jy nalaat. Geld is net geld. Geld is môre weg. Hoor gou wat sê die woord in 1 Timoteus 6 vers 17. Hy sê, moenie hoogmoedig wees nie. Moenie hoop op onsekere rykdom nie. Maar vertrou alleenlik op die lewende God. Vertrou op hom. Punt nommer 3. Rykdom bring vergelyking. Jy kan onmiddellik sien wanneer iemand geld het of hulle dink hulle het geld, dat hulle begin vergelyk. Wat se kar word gery? Waar bly ek? Hoe trek ek aan? Wat dra ek op my pols? Met ander woorde, wat se horlosie dra ek? Wat se skoene het ek aan? Wat se handsak dra ek? En allerlei tipe van dinge. Dan tree ek op met vergelyking. Asseblief, gaan lees vandag, nie môre nie, vandag. Na aanleiding van hierdie boodskap, gaan lees Jakobus 2, gaan lees die hele Jakobus 2. En wat vir my belangrik is, wat ek vandag vir jou moet sê, is dat ons hemelse Vader, Elohim, skepper God van hemel en aarde, behandel alle mense dieselfde. Of jy nou ryk is, en of jy nou arm is. Of jy funksioneel of jy disfunksioneel is. Hy behandel almal op dieselfde vlak. En ek en jy moet dieselfde doen. Want as ek en jy in hom behoort, dan behandel ons almal op dieselfde vlak. Punt nommer 4. Rykdom veroorsaak maklike versoekings. As jy geld het, kan jy makliker in die versoekings verval as iemand wat nie geld het nie. Mense, ek deel met jou die gevaarpunte van rykdom, want baie mense wil geld hê, maar hulle besef nie daar's nadelige goed nie. Want jy kan dit bekostig. Jy kan addictions bekostig.
Jy kan geheim hê, jy kan mense betaal om stil te bly, jy kan betrokke raak in korrupsie. Jy kan goed cover up want jy het geld. Jy kan maklik gaan dobbel want jy het geld. Jy kan maklik betrokke raak in prostitusie want jy het geld. Mense, ek praat met jou oor hierdie goed want dis die oproepe wat ek kry. Dit veroorsaak slegte verhoudings. En nou begin jy geld te gebruik om in daai verhoudings te verval. So, dit bring ook makliker versoekings. Is geld gevaarlik? Ja. Is Facebook gevaarlik? Ja. Is sosiale media gevaarlik? Ja. Alles is gevaarlik in hierdie lewe. Maar as jy dit reg gebruik, met wysheid en kundigheid wat Vader vir my en vir jou gee, in lyn met sy woord, hoef geld nie gevaarlik te wees nie. Hoef Facebook nie gevaarlik te wees nie. Glad nie. Hoef sosiale media nie gevaarlik te wees nie, want ons gewend het aan op die manier hoe Elohim behaag wil word. En dieselfde met jou finansies. Mense, baie dankie. Dit was weer eens lekker om met jou te gesels. En baie dankie vir al die navrae. En mag die vrede van Skepper God, die Heilige van Israel, met elkeen wees. En veral in terme van julle finansies. Frik Weideman, Bakkie Boodskap, tot 'n volgende keer. Shalom.